Goeiemôre geliefdes. Ekskuus dat ek nou so lank vat om te kom, maar baie welkom hier by ons vanoggend. Dis vir ons 'n voorreg om hier te wees in die huis van die Here en ons het besoekers uit Suid-Afrika. Dis vir ons lekker dat julle saam met ons vanoggend. En kuier nou lekker, geniet elke oomblik. Dis vir ons wat hier so ver bly, is dit altyd baie besonder om mense te kry daarvandaan af. Net sommer omdat ons julle eintlik mis. Ons sê dit dalk nie genoeg nie, maar ons mis julle en ons mis net die bietjie van nog iemand van my. So geniet dit en koester elke oomblik, Marlies. Dis baie kosbaar. Ek gaan net vanoggend sommer begin met die afkondigings, sodat ons dit net gou kan afhandel. Ek sien die kinders is nie almal nog besig om klasse reg te maak, so ons begin met Glory Kids hierdie Vrydag aand, is ons laaste Glory Kids vir die kwartaal. Ons gaan aan met ons tema van Message Unstoppable. So die van julle wat kinders het, onthou dit is 6:30. Ons is in die multipurpose room aan die ander kant van die gebou en dis tot 8:00 toe. As julle nog meer inligting wil hê, kontak maar vir my en dan kan ons gesels daaroor. Maar dis ons groep een keer in 2 weke veronderstel om te wees, maar ons kon nog nie laas Vrydag die gebou kry nie, sodat ons het nou 'n week oorgeslaan. Net 'n geleentheid dat ons vir die kindertjies om op 'n meer praktiese manier ook net bewus te wees en betrokke te wees by wat kerkwees eintlik, wat Christendom eintlik behels en wat dit beteken. En dan is ons al besig om ons in te gaan in ons is in lydenstyd nou en ons het 'n paar ons lydenstyd loop uit op die Paastyd. En ons het 'n paar geleenthede in die Paastyd wat ek graag net vir julle wil onder julle aandag bring. Die eerste een is ons avondmaal donderdag aand. Dis donderdag aand die 2de, ons gaan dit 7:00 hier in die kafee. Laat weet my as julle kom, want ons gaan 'n Bybelse ete hê en ek wil net graag weet vir hoeveel mense om reg te maak. So laat weet my as julle kan kom. Dit sal lekker wees as julle kan kom. Dis net 'n manier om op stil te raak en te fokus op dit wat eintlik alles gebeur in Paasnaweek. Sodat ons ook kan fokus op die Christelike betekenis van Paasnaweek en nie net die wêreldse betekenis van 'n lang naweek en lekker aftyd ons hoef nie te werk nie. En Paaseiers nie. Dit sal Afrikaans wees. En dan Vrydagoggend het ons goeie Vrydag erediens. Dis die oggend 9:00. Dit sal ook Afrikaans wees en ons gaan ook nagmaal hê by die goeie Vrydag erediens. En dan Sondagoggend is daar 2 dienste en hulle is al 2 Engels. Die een is die vroegoggend erediens 6:15. Hulle gaan ek gaan nou nie daar wees, ek sou so vergoed. Hulle gaan vergader hierso op die grasperk. Ek moet nou sommer maar dit bely. Dis 'n community service. So ons en Billabong en van die ander gemeentes wat deel is van die fraternal gaan hier by mekaar kom net om met die sonsopkoms te herdenk dit wat gebeur het ook op opstandingssondag. En dan gaan ons 'n Engelse erediens hê in die kafee die oggend 9:00. So asseblief as julle net vir julle vriende ook daarvan wil sê, kom ons nooi mekaar uit sodat ons tyd het om saam as gelowiges net te fokus op dit waaroor dit eintlik regtig gaan. Dis al die afkondigings vir vanoggend. Kom ons staan en dan sing ons die lied Soms wil ek net jubel, as 'n manier om ons ook net te fokus op die erediens wat voorlê. Kom ons staan en dan sing ons saam. Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moederlose siel. Halleluja, halleluja, o my Heer. Halleluja, sing ek innig weer en weer.
maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moederlose siel. Halleluja, halleluja, kom my Heer. Halleluja, sing ek innig weer en weer. Halleluja, halleluja, kom my Heer. Halleluja, sing ek innig weer en weer. Sing ek innig weer en weer. Jy kan maar sit en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te kan wees. Dankie dat U hier in ons midde is deur U Gees. En dat U vir ons 'n boodskap het in hierdie oggend. Ons weet daar's baie gewoel en gewerskap in die oggende voor ons hier instap. En daarom wil ons vra dat U asseblief vir ons sal help om in hierdie oomblik rustig te word en kalm te word en te fokus op U. Te fokus op 'n ontmoeting met U, die lewende God. Om ons hart en ons gedagtes te rig op U. Sodat ons U sal ontmoet. Dat ons U boodskap sal hoor en verstaan. En dat U met elkeen van ons kan praat. Ons bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet dat ons in afhanklikheid van U moet lewe. Amen. Ons volgende 2 liedere is meer aanbiddingsliedere en ons gaan dit sing en jy sal ook hoor dit is meer gefokus op die leiding van die Here. Soos ek gesê, dit is waaroor ons nou in watter tyd ons op die oomblik is. So hierdie 2 liedere is meer gefokus op die leiding van die Here. Die eerste is U liefdeslied vir my en die volgende lied is dan meer en meer. Ons gaan staan en dan sing ons sommer die 2 liedere na mekaar. Dankie. Blauw helder hemel, die goedheid reis, die dag breek oor die see. Die almag blink in maanlig oor die berge, die skoonheid van die skepping sleur my mee. Die glorie sprei in vlerke van 'n arend. Genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterfling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink vir my. Ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorings wat U dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar vergifnis vir my sondeskuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die maan van smarte. Ek voel die pyn, die liefdesbloed bevry. En van die kruishoutkoppie styg die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat U oor hom so glimlag? En wie is ek dat U vir my so kom? Hoe groot U liefde, grensloose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my.
weer klink die liefdeslied vir my. O, die lied vir my. Meer en meer, Vader, meer so sien. Meer en meer, so sien. Meer en meer, Jesus, meer so sien. Meer en meer, buig ek voor U neer. Meer en meer, Vader, meer so sê ek vra myself elke dag. Laat my lewe U glimlag. Meer en meer, Christus, meer so sê Heer, ek gee myself aan U. Meer en meer, meer en meer, Vader, gee my meer van U. Meer en meer, smag ek na U. Meer en meer, Here, meer van U beeld. Deur die Gees word ek meer en meer so sien. En meer, Vader, meer so sê ek vra myself elke dag. Laat my lewe U glimlag. Meer en meer, Christus, meer so sê Heer, ek gee myself aan U. Meer en meer, en U is die pottebakker, ek die klei. Vir my net soos U wou. Meer en meer, Vader, meer so sê ek vra myself elke dag. Laat my lewe U glimlag. Meer en meer, Christus, meer so sê Heer, ek gee myself aan U. Meer en meer, meer en meer, Vader, meer so sê ek vra myself elke dag. Laat my lewe U glimlag. Meer en meer, Christus, meer so sê Heer, ek gee myself aan U. Meer en meer, Heer, ek gee myself aan U. Meer en meer, meer en meer. Dankie, u kan maar sit. As 'n teken daarvan dat ons onsself meer en meer elke dag ook aan die Here wil oorgee, gaan ons ook nou geleentheid gee dat ons die Here kan dien met ons dankkoffers. So, wanneer u dan hierdie geldjie in die kollekte sakkie sit of 'n oorbetaling doen, onthou dat dit 'n manier is waarop ons vir die Here sê, in hierdie oomblik wil ek myself meer en meer ook aan u toewy. Ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart, van my hart. My hande hef ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning. 'n
ons bid saam. Hemelse Vader, en soos ons dan nou vanoggend hierdie dankoffer vir U bring, wil ons vir U kom sê dankie vir U liefde, vir U genade en vir U voorsiening in ons lewens elke dag. Here, hierdie is 'n druppel in die emmer. Maar ons wil dit vanoggend vir U bring en vra dat U dit sal gebruik tot U eer, tot uitbreiding van die koninkryk. En dat U wil ook sal hier op aarde geskied, deur ons as gemeente, ons as gelowiges. Vader, aanvaar asseblief hierdie offer, as 'n offer van dank. Amen. Dankie julle twee. Ons gaan die kinders nou geleentheid gee om te verdaag na hulle groepe toe. Eintlik ongelooflik as ons besef dat hulle eintlik, ja, dat ons eintlik die voorreg het dat ons iemand het wat vir ons dit kan doen, die kinderbediening kan doen. Ons is eintlik so bevoorreg. Julle gaan nou wonder hoekom staan ek vanoggend hier en nie Gerard nie. Hy is nie siek nie, maar hy gaan môre in vir 'n kolonoskopie. So die hele prep is mos nou vandag. So dink maar aan hom, dis nou nie so lekker nie. Maar ja, hy het gesê hy sal inskakel, so hy is in die gees hier by ons. Maar ons het ook nou die geleentheid om te net weer opnuut te fokus, want die kinders is nou uit. Kom ons fokus net voordat ek vir ons 'n kanselgebed doen. En dan sing ons saam waardig is die Heer. Julle kan bly sit, julle hoef nie te staan nie. Kom ons word net vir 'n oomblik stil en ons erken net in wie se teenwoordigheid ons in hierdie oomblik is. Kom ons sing die lied waardig is die Heer saam en dan sal ek vir ons 'n gebed doen. Wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, U is waardig. U is waardig. Rots van die eeuwe, blink môre ster, lelie van die velde, Immanuel, U is waardig. U is waardig. Waardig is die Heer. Waardig is die Heer. Die engele buig voor hom neer en sê waardig is die Heer. Lig van die wêreld, verlosser, Heiland en Here, Jesus, U is waardig. U is waardig. Is die Vader, is die Seun en die Heilige Gees, U wat was en is en altyd sal wees, U is waardig. U is waardig. Waardig
Here, in hierdie oggend wil ons saam met die engele en saam met gelowiges reg oor die wêreld kom sê, U is waardig. U is die lewende God. U is die verlosser. U is ons saligmaker. En ons kan elke oomblik van elke dag leef in die wete dat U met ons is. Elke oomblik en elke tree. Here, wat ongelooflike wete dat U in beheer is. Al lyk dinge rondom ons chaoties. U is in beheer. U weet alles van elkeen van ons tot in die fynste detail. Dankie vir die versekering wat dit vir ons gee. Ons is nie alleen nie. Ons het nie nodig om hierdie lewe alleen aan te durf nie. Want U is met ons. Here, en as ons dan vanoggend na U toe kom in gebed, dan wil ons mense uit ons gemeente uit na U toe bring wat swaar kry en wat sukkel. Oor verskillende redes. Ons dink aan Beulah en aan William en Leonie met hulle gesondheid. Here, wil U asseblief vir hulle aanraak. En wil U vir hulle die versekering gee dat U by hulle is. Wil U gee dat hulle sal weet, hulle stap nie hierdie pad alleen nie. Ons bid ook vir Gerard, Here, vir sy voorbereiding vir môre en vir die kolonoskopie môre. Wil U gee dat hy ook bewus sal wees daarvan. Dat U in beheer is, ook wat die uitslae van hierdie toetse betref. Dankie dat ons in ons gemeente kan getuig van hoe U gebed verhoor. Dat ons mense het wat kan getuig van hoe U hulle lewens aangeraak het en hulle genees het. Maar ook mense wat kan getuig van hoe U hulle lewens aangeraak het en hulle verander het. En hulle in 'n nader verhouding met U gebring het. Here, ons weet hierdie goed sou nie moontlik gewees het as Jesus nie bereid was om die prys vir elkeen van ons se sondes te betaal nie. En daarvoor kan ons vanoggend net kom dankie sê. En Here, as ons dan nou U woord gaan open en gaan luister na die boodskap wat U vir ons het, is ons gebed dat ons duidelik U stem sal hoor. Dat ons die boodskap sal verstaan en dat ons sal hoor wat dit van ons vra. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vanoggend se boodskap gaan oor die lydende knegg. Nou, ons is in lydenstyd, maar omdat ons nou ook nie hier was, ek en Gerard nou nie vir 'n paar weke nie hier was, het dit nou so bietjie, die beplanning nou so bietjie anders loop as wat ons gedink het, want ons wou graag gehad het, ons moet hierdie jaar bietjie meer konsentreer op lyding, maar ons het nou nog 2 weke, so ons sal in die volgende 2 weke, wat oploop tot by Paasnaweek, sal ons dan nou konsentreer op die lydenstyd. Maar ek weet nie of julle bewus is daarvan nie, maar in die kerk vier ons grootliks eintlik net 3 Christelike feeste. En die eerste een is Kersfees, wanneer ons vier dat God met ons is. Die tweede een is dan Paasfees, wanneer ons vier dat God vir ons is. En dan Hemelvaart, wanneer ons vier dat God in ons is. So ek wil dit graag net weer vir julle herinner aan dat God is met ons, hy is vir ons en hy is in ons. En vanoggend gaan ons dan kyk spesifiek na wat dit beteken dat of net aanraak aan die feit dat God vir ons is. Ek weet, dit is maklik om akademies te dink oor die lydingstyd, want ons weet mos nou al hierdie goed en ons kyk al hierdie TV-reekse en die flieks Chosen en the Passion of the Christ en al die goed het ons, om dit vir ons makliker te maak om dit te probeer verstaan. Ons het ook die Bybel wat vir ons baie duidelik skryf en verduidelik wat gebeur het en wat dit vir Christus gekos het. Maar baie keer, ongelukkig, bly dit net by kopkennis. En ons word gekonfronteer daarmee en ons dink, dit was regtig erg. Maar dis waar dit bly. En ek dink, ons vergeet dat ons ook deel was, of verantwoordelik was, vir die lyding van Jesus Christus. En in die volgende 2 weke wil ons regtig graag stilstaan by hierdie lydingsmomente, sodat ons sal opnuut besef, waaroor dit eintlik gaan en wat dit van Jesus gevra het. So ons gaan vanoggend 'n lang gedeelte uit die Bybel uit lees. Ons gaan lees Jesaja 52 vers 13 tot Jesaja 53 vers 12. Dit is nou nie op die bord nie. Ek het, omdat dit so baie slides sou wees, het ek dit nie op die bord gesit nie. Ek het
papiertjies uitgedeel met die skrifgedeelte op. Ek het nog een as daar iemand is wat nie een gekry het nie, wat een nodig het. Maar ek wil graag hê dat julle dit sal volg asseblief. Ek het vir Petra gevra of sy sal vorentoe kom en dit vir ons lees. En dat ons dit sal volg, want ons boodskap gaan eintlik oor hierdie gedeelte. Petra, hier is nou 'n mikrofoon vir jou. Dankie. Ek hoop julle kan my hoor. Goeiemôre. So ons lees Jesaja 52 vers 13 tot 15. Die opskrif is oor ons sondes is hy verbrysel. My dienaar sal voorspoedig wees. Hy sal hoog in aansien wees. Hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom. Hy was so misvormd dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. En dan Jesaja 53 vers 1 tot 12. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad, dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte geneem? Dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sondes dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Dankie Petra. As julle nou so geluister het na Petra, kry julle ook die gevoel dat dis asof Jesaja aan die voet van die kruis staan. Asof dit wat hy hier beskryf, asof hy sien dit wat gebeur in die evangelies. As ons die evangelies lees en ons dink aan die kruistoneel, dan beskryf Jesaja hierdie woorde wat hy gebruik is lewendig en akkuraat van dit wat gebeur. Maar nou weet ons, dit kan nie wees nie, want Jesaja het hierdie gedeelte reeds 750 jaar voor Jesus se kruisiging geskryf. So hierdie is 'n voorspelling, 'n profesie van dit wat later gaan gebeur. En daarom wil ons vanoggend nou juist spesifiek daarby stil staan. Want wanneer Jesaja hier skryf, dan is dit nie net die lyding wat uitstaan nie, maar is ook die motivering vir hierdie lyding, wat hy baie duidelik vir ons hier kom maak in hierdie gedeelte. En die van julle wat nou saam met my Veritas gedoen het, weet om eksegese te doen van die Ou Testament is nie so maklik nie. So ek het gekies om nie vanoggend vir julle die hele proses te gee nie. Gaan net so vir julle 'n opsomming gee, want dit maar is baie interessant as 'n mens as jy die moeite gaan doen en gaan kyk na hierdie verse wat ek vir julle uitgegee het. Julle kan gerus dit weer by die huis gaan lees.
Gaan lees dit net en besef hoe duidelik beskryf Jesaja vir ons presies dit wat gebeur met die kruisiging van Jesus. Maar as ons dan kyk na hierdie gedeelte, dan is daar 4 baie belangrike aspekte wat uitstaan. En ek dink dit som dit baie mooi op en ek het gedink ek gaan dit liewers op so 'n manier doen as om elke versie vir julle te verduidelik. Die eerste aspek wat ons hiervan bewus raak is die roem van Christus se lyding of van die dienaar se lyding. Ons lees daarvan in Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 3. Ons lees daar, hy sal verhef word. Baie sal verbaas wees oor sy verminkte voorkoms, want mense verwag dit nie. En dan, hy sal baie nasies verras, en konings sal hom hoog ag, want sy lyding sal in die hele wêreld bekend wees. Nou dit is baie maklik om te verstaan, want die wêreld was verbaas oor die lyding, want 'n mens dink mos nou, iemand moet mos nou ingryp. As daar soveel lyding is, dan moet daar mos iemand is wat ingryp. Maar die Here self kondig hierso aan, dat sy dienaar so sal ly, maar dat hy dan ook voorspoedig sal wees, ten spyte van die lyding, en dat hy aansien sal ontvang, dat mense hom sal hoog ag, juis omdat hy so gely het, en dat sy lyding wêreldwyd bekend sal word. Nou ons weet dit, want Jesus se verlossingsdade is eintlik wêreldwyd bekend. Daar's baie mense wat dit weet, wat daarvan bewus is, alhoewel hulle dit nie wil aanvaar en glo nie. So daar's baie mense in die wêreld wat die kopkennis het, maar die hartskennis ontbreek. En dis eintlik die hartseer van hierdie situasie. So Jesus Christus het die roem vir sy lyding ontvang. Maar die tweede aspek is dan die feit dat daar verlossing is deur sy lyding. In Jesaja 53 vers 4 tot 6 beskryf die lyding van die dienaar baie mooi in detail. En dis baie duidelik dat hy vir ons hartseer, smarte, oortredings en ongeregtighede moes verdra. Nie vir homself nie, want hy was die sondelose lam. Hy het vir ons sondes gesterf, want hy moes ons plek inneem. Levitikus 3 leer vir ons dat God in die Ou Testament gesê het, dat daar net een manier was, waarop hulle versoening met God kon hê en van hulle sondes verlos kon word, en dit is as 'n lam, sonder enige gebrek, geoffer sou word. En dis wat die Israeliete vir jaarliks moes bring. In Jesus het ons die perfekte, regverdige, onskuldige lam, wat geoffer word, in my en in jou plek, sodat ons verlossing kan hê. Hy het nie verlossing nodig gehad nie, want hy was sondeloos. Dis ons wat verlossing nodig gehad het, en dis vir ons wat hy moes sterf. Niks van die lyding wat hy ervaar het, niks van wat hy moes deurgaan, was deur sy eie toedoen nie. Dit was vir ons, as gevolg van ons volharding in ons hardkoppigheid, ons volharding in sonde en ons hardkoppigheid, moes hy hierdie onbeskryflike pyn en smart ervaar. En hy het nie daarvoor teruggedeins nie. Hy het nooit gesê, nee, dis te veel nie, ek wil nie meer nie. Want hy het ons lief, en hy het dit vrywillig gedoen, sodat ons verlossing kan beleef deur sy lyding. En die derde aspek is dan die feit dat hy hom onderwerp het aan sy lyding, en 'n mens moet verstaan dat Jesus 100% God was, of is. Maar toe hy op aarde was hy 100% mens. Sy lyding was as mens, maar om dit te kan doen, moes hy sy goddelikheid prysgee. En hy was bereid om hom te onderwerp aan hierdie lyding. En ons lees, dit het ons gelees in Jesaja 53 vers 7 tot 9. Daar lees ons van die gesindheid. Die feit dat hy bereid was om homself te onderwerp. Hy het nie vasgehou aan die feit dat hy 'n God is eintlik nie. Hy was bereid om as mens om te onderwerp. Hy het stil gebly. En hy was sonder sonde. Hy verduur hierdie straf sonder om te kla, sonder om hulle te stop en te sê, maar weet julle, dit is nie eintlik my skuld nie. Sonder om te sê, ek het niks eintlik hiermee te doen nie. Hy sê nie 'n woord nie. Hy kla nie een keer nie. Sodat ek en jy kan vrygaan. Dit het nooit oor hom gegaan nie. Dit het oor ons gegaan. En vir ons menslike begrip is dit moeilik om dit te aanvaar. Ek dink ons sê maklik,
as mense, ek sal enigiets vir my kinders doen. Ek is bereid om te sterf vir my kinders. En dis presies wat Jesus kom doen het. Hy het kom sterf vir God se kinders. Sodat ons kan lewe. En dis moeilik vir ons om dit te verstaan, want ons dink in terme van my kinders, die wat my bloed is. Maar deur Christus se opoffering aan die kruis, is ons nou kinders van God. So dit was nie sy eie bloed nie, dit was, julle moet nou mooi verstaan, dit is nou 'n menslike beeld, dit is moeilik om dit te begryp, maar julle moet verstaan, dit het van hom alles gevra, sodat ek en jy 'n kind van God kan wees. En hy het dit gedoen sonder om een keer te kla, sonder om een keer te sê, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie. En dit is hoekom ons praat van 'n plaasvervangende lyding. Ek en jy was die oorsaak van Jesus se lyding. Niks wat hy self gedoen het nie. Maar dan sluit hierdie gedeelte wat ons gelees het af, wanneer hy verwys na die beloning wat daar is vir hierdie lyding. En ons lees daarvan in Jesaja 53 vers 10 tot 12. Dan lees ons hoe God sy dienaar gaan beloon vir sy gehoorsaamheid selfs tot in die dood. Ons lees van die opstanding, dat hy gaan opstaan uit die dood uit. Maar ons lees dat daar geregtigheid of regverdiging vir baie mense sal wees. Want dis wat hy kom doen het aan die kruis. En dan lees ons dat hy weer sal herstel word in sy heerskappy. En dit weet ons mos, dat hy sit nou aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om weer te oordeel. So God gee vir die belofte vir sy dienaar, dat hy in ere herstel sal word. Dat hierdie lyding, hierdie oomblik in die geskiedenis nie vir ewig sal duur nie. Want sy lyding lei daartoe dat die verhouding tussen God en die wêreld herstel kan word. Sy lyding is nie te vergeefs nie. Dis die wil van die Here. En hy het sy doel bereik. Want die verhouding tussen ons en God is nou herstel. En ons het nou die geleentheid om tot God te nader en ons oor te gee aan God en om 'n verhouding met hom te hê as 'n kind van God. En ek dink as ons net vir 'n oomblik daaroor dink, dan moet ons vir mekaar sê, ons leef baie keer asof dit net kopkennis is, maar dit maak nie aan my lewe eintlik 'n verskil nie. En dit is nie hoe ons moet leef nie. Dis nie wat die woord van die Here vanoggend vir ons kom sê nie. Ons kan verras wees daaroor. Ons is verras daaroor. Ons kan verbaas wees daaroor. Maar dit moet in my 'n verandering bring. Want dis vir my. Ek moet begryp dat dit wat Jesus deurgemaak het aan die kruis was vir my, vir jou, vir elkeen van ons. Sodat ek kan sê, ek mag nou 'n verhouding met die lewende God hê. En Jesaja se woorde is baie duidelik oor hoe dit gebeur het. Dit was nie maklik nie. Ons het dit hier gelees. Dit was as gevolg van ons rebellie dat Jesus deurboor is. Hy is verbrysel oor die skuld wat ons sondes verdien het. Die straf wat vir ons die vrede gebring het, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die Here het al ons skuld op hom gelaai. Hy is geslaan weens die rebellie van God se volk. Deur hulle kennis van hom sal my regverdige die baie regverdig, want hy het self hulle skuld gedra. Hy het self die sonde van baie mense gedra, en hy tree vir die rebelle in. So dis op grond van God se plan vir ons redding, dat Jesus hierdie lyding moes verduur. En ek dink ons moet in hierdie tyd wat oploop tot Paasfees toe, moet ons tyd maak daarvoor om regtig te gaan sit en te dink, en eerlik met onsself te wees. Maak dit 'n verskil in my lewe? Of het ek nou so gewoond geraak al daaraan, omdat ek het so hoor, want die mens hoor dit mos nou elke jaar, dat dit regtig nie eintlik meer 'n verskil maak nie, dat dit nou al soos Kersfees net nog 'n deel van die jaar is wat maar net 'n gewoonte is. Die Israeliete van ouds het 'n Messias verwagting gehad. Hulle het geglo dat God 'n Messias sal, nou hulle het swaar gekry en hulle het baie oorlog gehad en daar was baie goed wat de mekaar was en hulle het geglo en geweet dat God vir hulle 'n Messias sal stuur. Dat hy iemand sal stuur om hulle te kom red uit hierdie ellende uit. Hulle het gedink dit sal 'n koning op 'n wit perd wees of dit sal 'n magtige krygsman wees wat weermag gaan hê en wat al hulle vyande gaan verbrysel en wegvee van die aarde af.
sodat hulle van hulle onderdrukking bevry kan word en weer voorspoedig kan word. En nou kom Jesaja en hy sê nee, daar kom 'n Messias. Maar dit gaan 'n lydende Messias wees. Dit gaan nie wees soos julle dink nie. Daar gaan lyding wees. Hierdie Messias gaan vir elkeen van julle se sondes moet sterf, sodat julle voorspoed kan hê. En dan moet ons ook onthou, voorspoed in die Ou Testament is anders gesien as wat ons voorspoed vandag sien. Ons sien voorspoed as, dit gaan goed met my, of ek het goeie gesondheid, of ek het genoeg geld, of ek het 'n huis, of ek het goeie werk. Dis wat ons dink voorspoed is. In die Ou Testamentiese tyd was voorspoed ten nouste gekoppel aan 'n regte verhouding met God. Dis wat hulle gesien het as voorspoed. Met ander woorde, dit was nie net materieel nie. Dit het ook gegaan oor 'n verhouding met God. En as jy nog gaan kyk na die Ou Testament, al God se beloftes van voorspoed en seën is altyd gegrond op die mense se verhouding met hom. Dit was nie los van 'n verhouding met God nie. En dis wat voorspoed eintlik moet wees, ook vir ons. En wat Jesaja dan nou sê, en wat Jesus kom vervul het, is dat die lydende dienaar sal kom om die verhouding tussen God en sy mense te kom herstel, sodat hulle voorspoedig kan wees in hulle hele lewe. Hy sal die verlossing bring vir ware goddelike voorspoed. En dis wat Jesus kom doen het. Die lyding van Jesus bereik wat God bedoel het om dit te bereik. Elke keer as iemand opnuut die Here aanneem, elke keer as iemand opnuut sy lewe oorgee aan die Here, of as iemand opnuut beleef dat die Heilige Gees in hom aan die werk is, elke keer as dit gebeur, dan word Jesus se lyding as waardig geregverdig. Want dis waarvoor hy gelei het. Dis waarvoor hy na die wêreld toe gekom het. Sodat dit kan gebeur, sodat mense in hulle verhouding met die Here herstel kan word, sodat hulle nie nodig het om in sonde voor te sukkel nie. Die lyding van Jesus was gefokus op God. Dit was nie gefokus op mense nie, dit was gefokus op God. En terwyl Jesus gelei het, het hy gedink aan God se heerlikheid, God se heiligheid en God se geregtigheid. En die redding van sondaars is die aardse bewys wat ons het, dat Jesus se lyding die heiligheid en geregtigheid en heerlikheid van God werd was. Dis so 'n mondvol. Maar hy sal kom om versoening te bring, en hy sal verlossing bring. En as ons dan nou sê, Jesus het gelei sodat baie seuns en dogters tot heerlikheid gebring kan word in 'n verhouding met God, 'n lewende verhouding met God, dan sluit dit my in en dit sluit jou in. En dan vra ek weer, wat maak ons met hierdie feit? Wat maak ons met die gedagte van lydenstyd? Dink ons maar net, dit is nog 'n deel, of onthou ons in hierdie tyd, dat sonder dit sou hierdie, wat vanoggend gebeur, nie moontlik gewees het nie. Sonder Jesus aan die kruis, sou daar nie vir my 'n ewige lewe voorgelê het nie. Sou daar nie vir my geleentheid gewees het, om met God te versoen nie, as gevolg van my sondige bestaan. Daar's 'n gedig wat ek graag vir julle wil lees. Die gedig se naam is Love Lusters at Calvary. Dis deur Arthur Bennett geskryf, en hy som eintlik die lydenstyd so pragtig op. So luister gerus as ek dit lees vir julle. Christ was all anguish, so that I might be all joy. He was cast off, so that I might not be brought in. He was trodden down as an enemy, so that I might be welcomed as a friend. He surrendered to hell's worst, so that I might attain heaven's best. He was stripped, so that I might be clothed, wounded, so that I might be healed, thirsty, so that I might drink of the living water. He was tormented, so that I might be comforted. He was made shameful, so that I might inherit glory. He entered into darkness, so that I might have eternal light. My Savior wept, so that all tears might be wiped from my eyes. He groaned, so that I might have endless song. He bore a thorny crown, so that I might have a glorious diadem. He bowed his head down, so that I might uplift mine. He experienced reproach and rejection, so that I might receive a welcome. He closed his eyes in death,
that I might gaze on unclouded brightness. And he expired so that I might live forever. Die werklikheid en impak van Jesus in lyding en swaar kry, moet ons lewens verander. Dit kan nie net by kopkennis of geskiedenis bly nie. Hy het ons met sy bloed losgekoop, en sy bloed vra na bekering en oorgawe aan God. En in hierdie oomblik gaan ek nou vir ons, voordat ek bid, gaan ek vir ons 'n minuut gee in stilte, dat ons net met die Here kan praat hieroor. Want dit is belangrik dat ons sal moet besef. Dit vra 'n antwoord van my. Nie 'n eenmalige antwoord nie, maar 'n antwoord van elke dag, my opnuut weer toewy aan die Here, en toelaat dat sy Gees my vernuwe en my lewe verander. Ek gaan vir ons 'n geleentheid gee vir 'n minuut van stil gebed, en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Here Jesus, as ons vanoggend dan so gelees het van die lyding wat U moes deurmaak, sodat ons in 'n verhouding met God kan staan. En dat ons vir U kom sê, ons is jammer dat ons dit so dikwels vergeet. Ons is jammer dat ons so dikwels leef asof dit niks van U gevra het nie. Dat ons so dikwels leef asof ons geregtig is daarop. Asof ons dit verdien. Ons besef in hierdie oggend opnuut wat dit van U gevra het, Here. En ons wil kom sê dankie. Dankie dat U ons so lief het. Dat U bereid was om vir ons hierdie pyn en ellende deur te gaan. Dat U bereid was om die skande van 'n kruisdood te aanvaar, sodat ons voorspoedig kan lewe. Dat ons kan 'n verhouding hê met die lewende God, en dat ons voorspoedig in Hom kan wees. Here, ons weet ons verdien niks daarvan nie. Ons weet ons kan nie regtig ook daarvoor 'n lewe lei wat volmaak is en vir U kan die dankie wys nie. Maar my gebed in hierdie oggend is dat U vir ons sal help om bewus te wees daarvan. Om elke dag te probeer, te streef, om nader na U toe te kom, om 'n nouer verhouding met U te hê, sodat ons lewens ook vir U kan laat glimlag. So graag meer en meer soos U word, Here. Dankie dat U vir ons dit moontlik gemaak het, deur Jesus. Amen. Ons het, die ouderlinge het gesê, ons moet so na erediens op 'n Sondagoggend dalk net vir julle 'n kansie gee as daar iemand is wat vra het oor die diens, of iemand iets wat hulle wil byvoeg by die diens, by die boodskap of iets so. As daar iemand is wat 'n vraag het of iets wil byvoeg, julle is welkom. Ons die vraag vanmôre nie. Ek onthou, ons gaan dit doen, en veral nou, omdat dit lydenstyd is, daar's soveel goeders wat rondgaan in die wêreld buite, en daar's baie keer dat mense vra, en dan het jy nie altyd 'n plek of 'n podium om te vra nie. Onthou, ons gaan dit moontlik maak vir julle. Julle is welkom om vrae te doen. As dit moeilike vrae is, moet julle hom dalk die vorige dag al stuur.
dat ek tyd het om daaroor te bid en daaroor na te dink, maar julle is welkom om vir ons vrae te stuur. Ons gaan nou afsluit, en ons gaan saam sing deur te sien op die kruis. So kom ons staan en ons sing hierdie lied, ook as 'n belydenis, dat wanneer ons na die kruis kyk, is daar vir ons lewe en heil. Kom ons staan. Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom, word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Nie jou trane, gebede, bekeer en berou, maar sy bloed werk versoening vir jou. Werk op hom die gewig van jou sonde en skuld, vlug na Jesus, o sondaar, vlug nou. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Neem nou aan in geloof en met vreugde die heil, neem die lewe wat Jesus jou geef. Wees verseker dat nimmer die dood jou nie tref, hy wat leef deel geregtigheid mee. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Weg dan twyfel en vrees, want Gods woord het verklaar, ook vir jou is die kruis dood van krag. In die volheid van tyd het die heiland gekom, is die lam vir ons sonde geslaag. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Is daar lewe vir jou en vir my. Kom ons onthou het in hierdie week dat die kruis ook vir my en vir jou lewe gebring het en voorspoed. En kom ons gaan leef in die wete dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees en sal bly. Amen.